baie sterk aangevoel deur myself, sowel as die kerkraad en gemeente. Mag die Here u gebede verhoor en spoedig 'n herder en leraar aanwys en stuur. Innige broederliefde in Christus, Dominee C.J. Nagel. En dan net die volgende afkondigings. Vir lief en leed kan jy ook kyk na die boodskappe in ons storie. Die volgende 2 lidmate is hierdie week oorlede, broer Gert Poetser en broer Pieter Engelbrecht. Ons opregte simpatie aan die 2 broers se families. Ons bid dat ons Here hulle in hierdie tyd sal vertroos en bemoedig. Dan die maatskaplike organisasie Ligstad stuur seënwense aan ons gemeente. En volgende ter approbasie word aan die gemeente Dominee Wikus van Jaarsveld, tans predikant Gereformeerde Kerk Kreersdorp Wes en Magaliesburg vir beroeping na ons gemeente voorgehou. Ons vra dat u asseblief die naam op die lys sal sit in die gang vir die aanhouders byeenkoms. Baie dankie. Liefdes, kom ons raak rustig voor die Here en ons open in die Here se naam. In die gebedswoorde van Psalm 124 vers 8, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, kom ons loof Here saam uit Psalm 18 as lofpsalm, daarvan vers 1 en vers 9, en dan bely ons geloof volgens die geloofsbelijdenis van Nicea.
Liefdes, kom ons bly ons geloof volgens die geloofsbelijdenis van Nicea met die gedagte dat die hervorming, die reformatie het ons een ding geleer, en dit is nie net belangrik dat jy glo nie, maar ook wat jy glo. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, en hy het gelei en hy is begrawe. En op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar, en hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en vanuit die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Liefdes, nadat ons na die wet van die Here geluister het, uit Eksodus 20, as antwoord daarop, Psalm 31, Psalm 31, daarvan vers 1, en daarna met ons saam. Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Die eerste gebod. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die tweede gebod. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Die derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ook geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie moord pleeg nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek pleeg nie. Die 8de gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag nie 'n valse getuienis teen 'n ander gee nie. Die 10de gebod, jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. O Here, ons Here, U wat is 'n almagtige Vader, na ons elkeen omsien as sondaar. U liefde, o Here, weet ons strek vanuit die ooste tot die weste. Geen grens is daar aan U genade en U liefde. En daarom het U juis U seun in U regterhand losgeskeur, sodat ons kan lewe, sodat ons geroep kan word tot die evangelie, dat die wedergeboorte sal plaasvind op U tyd,
Dat U vir ons die geloof sal gee, as die geloofshandvatsels om aan U terug te gryp, omdat U die een is wat ons eerste lief gehad. Daarna in die heilsorde gee U vir ons die bekering, sodat ons sal besef deur U Heilige Gees, dat die rigting wat ons gestap het vroeër in ons lewe, was verkeerd. Daardie besef wat U deur al die eeue heen, met die volk in die Ou Testament, en besonder die kerk in die Nuwe Testament, deur U Heilige Gees, ook in die tyd waarin ons leef, met ons op pad stap. Want daardeur, o Here, plaas U ons in die regte verhouding, deur U regverdigmaking. U gee vir ons die heiligmaking. U bring ons tot die volharding, sodat ons eindtyd kan vashou aan U woord. Want U woord, o Here, bely ons kragtens U woord wat U vir ons gee, dat U woord is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Dat daar waar ons as sondaars baie keer ons greep in die geloof verloor, daar waar ons oë van U soms afhaal, soos Petrus daar op die see van Galilea, daar waar ons begin sink in ons lewe, dat U die een sal wees wat ons ophelp, dat U die een sal wees wat vir ons herstel op U tyd. Maar so in besonder, o Here, dra ons, elkeen van ons in U genadetroon op, dat U met hierdie gemeente sal wees, in besonder elke lidmaat. Elke lidmaat wat worstel in sy eie gemoed oor beproewings, siektes, maar ook die pad vorentoe vir ons as gemeente, ook in die beroepingsproses. Dat U die een sal wees wat die pad aanwys, o Here, dat ons een ding sal bely, en dit is dit wat U in Spreuke 16 sê, dat die mens dink sy weg uit, maar U rig ons voetstappe. Mag ons in die skaduwee van U kruis, juis by U skuil. Dat U die een sal wees wat die pad aanwys, dat U die een sal wees wat rustigheid bring, dat U die een sal wees wat as hoeksteen van hierdie gemeente geëer word. En daarom bid ons, o Here, dat U ook nou met ons sal wees, waar ons die woord gaan oopslaan in die Nuwe Testament, waar ons deur U genade ook stil staan by die 7 gemeentes van Openbaring, elke stukkie van U genade, elke stukkie van U troos, elke stukkie van U prediking, dat ons by hierdie tekste stil staan soos by 'n diamant. Dit bly een diamant met verskillende snykante, en dat ons vanuit daardie verskillende snykante dan vra, wat openbaar U van U self? Wat leer U ons? En wat beteken dit vir ons prakties? Help ons daartoe, om Christus ontwille. Amen. Liefstes, met die oog op die skriflesing, Ou Skrifbreiming 43, die nuwe nomering is 15-7, daarvan vers 1 en vers 2 met die oog op die skriflesing.
Liefdes, in die lig van dit wat ons sopas gesing het, 'n beruiming uit hierdie gedeelte wat ons nou by gaan stil staan, dan ons stil by Openbaring 3. Openbaring 3, daarvan vers 7 tot en met vers 13, die boodskap aan Philadelphia. Ons gaan DV voort in ons kort reeks, ons is amper klaar met die reeks. Vanoggend staan ons stil by Openbaring 3 vers 7 tot 13. Boodskap aan Philadelphia. Ek lees uit die 83 vertaling. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia, so sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Kyk, ek beskik dat die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle liefhet. Omdat julle aan my boodskap van my volharding in my lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Vers 11, ek kom gou, hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van God maak, en hy sal vir julle altyd daar bly. Ek sal hom op die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van God af uit die hemel uit afkom. En ek sal ook my eie naam op hom skrywe. En dan in die laaste vers, vers 13, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Liefstes, tot sover. Ons fokusverse is vers 7 tot 8. Die begingedeelte wat handel oor die selfbekendstelling van wie Christus is. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. So sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sal dit weer oopmaak, oopsluit. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. En dan hierdie besonderse woorde, ook vir hierdie klein gemeente Philadelphia. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou, en dan hierdie woorde, en my nie verloon nie. Lees dit weer. Ek weet dat julle min krag het, die woorde aan hierdie klein gemeente, en tog het julle aan my boodskap vasgehou, en my nie verloon nie. Liefdes, dis 'n preek wat ek destyds deel van hierdie reeks geskryf het in 2009. Liefdes in ons Here Jesus Christus. Philadelphia in die geskiedenisboeke en kommentare lees ons dat Philadelphia 'n baie klein gemeente was. Interessant dat Philadelphia en Smyrna het baie groot ooreenkomste met mekaar gehad, om net 'n paar te noem. Albei gemeentes word geprys en nie veroordeel soos die ander gemeentes. Dit is die een positiewe ding. Albei het die gevaar gehad van die Jode in die gemeente wat teenstand gebied het teen wat gesê word dat hulle Jode is en dit nie is nie. As ook albei gemeentes word daar gesê dat die Satan agter hierdie teenstand sit. As ook albei daardie gemeentes het sprake aan die einde van die brief van die belofte van 'n kroon, van die oorwinning van volharding, wat aan elkeen gegee sal word aan die einde van sy aardse stryd. En dit bring ons by ons tema, dat Christus besit die sleutelmag om oop te sluit vir die wat sy woord bewaar, en toe te sluit vir die wat sê dat hulle God se kinders is, maar dit nie is nie. Liefdes, ons gaan by 2 hoofpunte stil staan, Christus se selfbekendstelling vers 7, en dan Christus se belofte van bemoediging vers 8 tot 9. In die eerste plek, Christus se selfbekendstelling. Liefdes, in die vorige briewe, en u kan saam met my volg, het Christus se selfbekendstelling
verband gehou prakties met die inhoud van die brief en dit wat in daardie gemeente afgespeel het. Maar weer eens hier in Philadelphia. Christus sê aan Johannes, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. In die Ou Testament, geliefdes, in menigte plekke staan God bekend as die heilige van Israel, die waaragtige. Dat hy hom op so 'n manier juis openbaar as die heilige, lees ons in Numeri 20. Dit is hoe hy homself openbaar. Hy is die heilige en hy is die waaragtige, hy is die bron en die oorsprong van alles wat heilig is. Ons lees in Jesaja 6, om skrif met skrif te vergelyk, van die serafs, wat Christus toeroep en sê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. As hy praat in Jesaja 40, is sy woorde heilig. Hy's uniek, hy's verhewe. Alles is gerig op die glorie en die heiligheid, die driemaal heiligheid van sy naam. Die tweede staan daar dat hy ook waaragtig, die waaragtige is. Bedoelende, hy is volmaak. Hy is sonder sonde. Hy is waaragtig. Waaragtig beteken, hy is betroubaar. Hy is nie iemand wat lieg en bedrieg nie. Hy is nie iemand wat manipuleer nie. Inteendeel, soos Johannes in een van sy sendbriewe sê, hy is die waaragtige God en hy is die ewige lewe. Bedoelende, hy steek niks weg. Hy voer alles deur tot die einde toe. Hy stop nie halfpad nie, hy's betroubaar, hy stap end uit die pad met sy kerk. En die interessante is, geliefdes, waaroor ons later dieper sal ingaan, is dat Christus homself openbaar in teenstelling teenoor dit wat die Jode sê, want die Jode sê, hy's 'n valse Messias. Maar nou kom Christus en hy sê, ek is die waaragtige, ek is die ware, ek is die heilige. In vers 9 staan dit dat daar Jode is, wat sê dat hulle Jode is, maar dit nie is nie. Presies die teenoorgestelde, presies in teenstelling met wat Christus openbaar van homself in vers 7. Want dit wat Christus sê, dit is wie hy is. Dit wat hy sê, dit doen hy. Hy is die ware en hy is die getroue in teenstelling met die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is. Liefstes, hierdie woorde in die lig van ons teks is ook uitgespreek deur die siele onder die altaar in Openbaring 6. Daar staan, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie die bloed van die bewoners van die aarde. Gaan ons verder in die skrif Openbaring, in Openbaring 19, word Christus as die ruiter op die wit perd so aangedui met hierdie woorde, toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem die getroue, die waaragtige en hy oordeel en hy voer oorlog in geregtigheid. Bedoelende, dit is wie Christus is. Hy is die heilige, hy is die waaragtige. En dit is hy wat tot hierdie klein gemeente in die destydse wêreld Philadelphia praat. Daarom sê hy in vers 7, dit sê hy wat die sleutels van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak dit oop nie. Wat word bedoel met sleutel? Liefde, sleutel bedoel totale beheer. En hier staan dat Christus is die besitter en die eienaar van hierdie sleutel. So dit wil sê, hy besit totale beheer. Hy is die eienaar van hierdie sleutel. Hy het die sleutelmag. Die woorde en die verwysing na Dawid hier in vers 7, se wortels lê in die Ou Testament. Christus neem die woorde, interessant, van Jesaja 22 oor en hy gebruik dit hier en daar staan, ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie en hy sal sluit en niemand sal oopmaak. Die woorde van Jesaja 22 is die godspraak wat teen Sepna, die hoë amptenaar, gerig was in die destydse wêreld. Daardie man is uit die ampt uit ontslaan en hy is die opvolger van Eljakim. Aan hom word hierdie woorde gerig. Bedoelende, sal ek die sleutels van die koning se huis gee. Die sleutelmag word aan die sleuteldraer gegee. Die sleuteldraer was Dawid se paleis. Hy het die hoogste gesag
oor die toegang tot die paleis. Dink jouself in, hy besluit wie toegelaat word en hy besluit wie moet buite staan. Christus gebruik daai selfde beeld in die Ou Testament om sy sleutelmag aan die gemeente van Philadelphia te openbaar. Bedoelende, hy is die een wat alle mag in die hemel en op die aarde het, Matteus 28. Hy het die volle toegang en sleutelmag tot die stad van God en die volle toegang tot die skatkamers van God se genade. Hy kan oopsluit, hy kan toesluit, hy besluit wie kom in en hy besluit wie gaan uit. Hy het volle gesag oor die hemel en oor die aarde en dit is die Christus wat vir hierdie klein gemeente sê en hy troos hulle met hierdie woorde en hy sê ek het totale beheer my kind. Ek het totale beheer oor jou lewe, ek het totale beheer oor jou gemeente, ek het totale beheer oor jou voetstappe. Liefdes, dink daaraan, net soos God die deur gesluit het van die ark van Noag, dat niemand in of uit kon verder gaan nie. So sluit Christus die deur van die koninkryk van die hemel oop, of hy sluit dit toe in die lig van Matteus 25. Bedoelende slegs Christus het die sleutel tot die koninkryk van die hemel. Hoekom weet ons dit? Johannes 10 sê, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Johannes 14 wat sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Handelinge 4 wat sê, want daar is ook geen ander naam onder die hemel of onder die mense gegee, waardeur ons gered word. Dit is wie hy is. Hy is die enigste weg. En Christus is die sleuteldraer van daardie weg. En niemand kan wat hy oopgemaak het sluit. En niemand kan wat hy toegemaak het oopmaak. 2 keer in vers 7, en volg saam met my word die woord niemand in vers 7 herhaal. Die klem dat geen mens God se verlossingsplan in die wiele kan ry. Liefdes, is dit nie troos nie? Harde woorde. Was dit nie troos nie? Want aan Christus kom al die eer. En dit is ook waarmee die onsse Vader afsluit, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Nie aan 'n mens nie, maar aan Jesus Christus. Gaan ons verder in die skrif Openbaring, geliefdes. Paulus skryf in 1 Korintiërs 3 oor hierdie selfde saak in die gemeente in Korinthe. Ons het die opdrag om die evangelie te verkondig, sê hy daar in 1 Korintiërs 3. Dan staan daar, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So dan is hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Liefdes, wanneer ons as gelowiges so na God kyk, en so die evangelie uitdra en uitleef, gaan dit nie oor jou nie. Jy is bloot 'n instrument in God se hande. Arbei ons in die koninkryk van God, gaan dit nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou opinie nie. Jy word gestuur. Die vraag is, word jy gestuur? Of staan ek en u dalk in die pad van daardie gestuur wees? Anders gaan ons self wees soos daardie hoogmoedige fariseer wat gebid het in Lukas 18. Dankie tog, Here, ek lyk nog net nie soos hierdie tollenaar. Dankie tog, ek is nie op dieselfde vlak as daardie tollenaar. Liefdes, Christus, dis die spieël waar ons in die eerste hoofpunt hier inkyk. Christus het die sleutelmag. Christus het die sleutelmag en hy sê dit vir hierdie klein gemeente Philadelphia om oop te sluit en op toe te sluit. Waar bring dit ons? Dit bring ons by rustigheid. Dit bring ons by troos. Dit bring ons by kalmte. Om een ding te besef. Ons is op pad. Nie ter wille van onsself. Ons is op pad ter wille van Christus. En dit bring ons by ons tweede hoofpunt. Christus se belofte tot bemoediging, vers 8 tot 9. Liefdes, volg saam met my daar in vers 8. In vers 8 verklaar Christus nader wat hy van homself in vers 7 sê. Dit is sy bemoedigende woorde tot hierdie klein gemeente Philadelphia. Christus vestig die gemeente se aandag
op iets verrassends. Hy sê, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, in die lig van die sleutel van vers 7, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, bedoelende die klein gemeente, en jy het die woord bewaar en my naam nie verloon nie. So Christus sê vir die klein gemeente, moenie gespanne wees oor die toekoms nie. Moenie gespanne wees oor wat môre en oormôre gebeur, want ek sit met die sleutelmag. Ek sal die deur oopmaak en ek sal die deur toemaak. Wat Christus sê, ek het absolute beheer. Ek het absolute beheer. Al wat jy moet doen, my kind, is hou vas aan my naam en moet my nie verloon nie. Moet nie gespanne raak oor die toekoms nie. Ek gee vir jou 'n oop deur. Maar die pad na daardie oop deur sal ek bepaal. Hy verseker eintlik hierdie gemeente tot troos en hy sê, wat beteken hierdie oop deur? Doen ons skrif met skrif vergelyking, geliefdes, val daar ons iets interessants op, dat Paulus skryf aan die gemeente in Korinte, en dan staan daar hierdie woorde, want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan, en daar's baie teenstanders, staan daar in 1 Korintiërs 16. In sy tweede brief skryf hy, Paulus, maar toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel 'n deur vir my in die Here geopen was, het ek geen rus vir my gees gehad. Aan die gemeente in Kolosse skryf hy hierdie woorde, bid te gelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek van die verborgenheid van Christus, waaroor ek in boeie. Hierdie deur waarvan Paulus hier praat, in vergelyking met Openbaring, die deur is die deur van God se woord, of die deur van die evangelie. Dit is die deur wat die koning van sy kerk, vir sy kerk, sal oopmaak op sy tyd. Kom weet ons dit. Christus is die sleuteldraer. Hy het daardie deur, ook in die praktiese omgewing van die destydse wêreld vir Philadelphia, daardie deur het hy oopgemaak, al was hulle 'n klein gemeente. Christus het nou self deur die koninkryk, die deur van die koninkryk vir hulle oopgesluit. Oopgesluit tot verkondiging. Liefdes, interessant, in daardie tyd het die Jode letterlik, en dis waaroor dit hier gaan, in daardie tyd het die Jode letterlik die kerkdeure van die sinagoges vir die Christene toegesluit om nie in te kom. Hulle het gesê, slegs die wat van natuurlike afstammelinge van Abraham is, mag ingaan. Bedoelende 'n heiden wat tot bekering gekom het, mocht nie in 'n sinagoge ingegaan het. Die deure is gesluit. Prakties. Dis wat gebeur. En nou kom Christus en hy sê vir hierdie klein gemeente, wat in getalle klein is en swaar kry, en hy verseker die gemeente deur sy troos, dat net hy het die mag om toegang te beheer. Die God in wie julle glo, het die mag, die sleutelmag van enige deur van die evangelie. Nie die Jode. Nie die Jode wat afstam van Abraham. Nie die Jode wat dink dat ek is 'n valse Christus. Hy het self die oop deur, wat niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie, Johannes 4. Liefdes, hoor u hierdie trooswoorde, wat Christus hierdie gemeente mee troos. Die gemeente wat gebuk gaan onder die Jode se geskel. Die gemeente wat gebuk gaan onder die Jode wat deure toesluit en hulle rug op die Christene dra. Kom Christus en hy troos hierdie gemeente om te sê, moenie daarom vaskyk nie, my kind. Sien my wat die sleutelmag het dra. Verkondig my woord tydig en ontydig, 2 Timoteus 4, want niemand kan daardie deur sluit wat ek open. Ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit. Wat sê Christus eintlik vir hierdie gemeente? Hy sê vir hierdie gemeente, ek gee vir jou 'n geskenk. Troos tot versekering. Troos tot genade. Dat al was jy 'n klein gemeente Philadelphia, gee ek vir jou die roeping om die woord van God uit te dra. Ek sal daardie deur oopmaak en ek sal daardie deur sluit. Maar hy sê vir die gemeente, ek gee vir jou oop deure. Oop deure tot die skafte en die gawes van God, en hy sê, gaan verkondig my blye boodskap daarby. Die boodskap van verlossing, die boodskap van genade, die boodskap
van my evangelie. Want daardeur roep ek deur jou, Philadelphia, roep ek deur jou, my kinders na my toe. Daar die uitverkorenes roep ek nader, en ek gee hulle toegang tot my koninkryk. Liefdes, wat sê Christus in wese? Hy sê dat hy sluit die hart van die ongelowiges oop. Dink nou teen die agtergrond van die Jode wat die deure gaan toesluit. Hy sluit die hart van die ongelowiges oop. Hy bring hulle tot bekering, hy maak hulle harte sag, hy verander hulle harte tot gelowig wees. En die sleutel daarvan lê in die Heilige Gees. Bedoelende, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy lei jou in die waarheid, tot eer van sy naam op die ewige weg. Dink terug, broeder, suster en kind. Hoeveel keer het jy nie al toegegee in jou lewe aan versoekings? Hoeveel keer het jy nie die ware opdrag van die Here verwaarloos? Die vyand is en was nog altyd voortdurend volhardend op die pad van vervolging uit, maar ons was dalk te blind om dit raak te sien. En dan kyk jy terug op jou lewenspad en dink jy by jouself, "Joh, wat het ek gemaak? Wat het ek gedoen? Waar het ek afgedraai? Wat se besluite het ek geneem?" Maar geliefdes, daardie besef is die werk van 'n oop deur wat die Here in jou hart indra deur sy Heilige Gees. Vervolging, weet ons, was nog altyd die taktiek van die duiwel gewees om vrees in te bou in jou lewe. Dit was sy taktiek. En dan blyk dit elke keer later in jou lewe, hoe meer vrees daar was, hoe nader het ek aan die Here begin beweeg, hoe nader en beter was my verhouding met die Here. En weer eens gebruik die Here met 'n kromstok, slaan hy 'n reguit hou. Duiwel, weet ons, is listig, is soos 'n brullende leeu wat rond. Maar tog gebruik die Here dit deur sy genade om jou terug te bring en nader te bring, wanneer daar dinge of krisisse in jou lewe afspeel. Ons weet dit in die taal van die duiwel, in die taal van ons teks, die Satan, weet ons, is 'n teenstander, is 'n verloner, is 'n vervolger en 'n verleier. Sy taktiek is om die oop deure wat Christus oopmaak, toe te maak. So wat doen hy? Hy lok die Christene uit. Hy lok die Christene weg na ander terreine. Nou feitelik so sommige kerke wat hulle deure al toegemaak. En dan verlei hy die gelowiges om te dink, die ongelowiges gaan tog immers mos verlore. So hoekom moet ons nog moeite doen? Ons gaan hulle stook en hulle kwaad. En op so 'n manier, geliefdes, het elkeen self besluit wat sy arbeidsveld is en waarheen die Here hom stuur, in plaas van om leeg te word van hulle self en te fokus op ons Here Jesus Christus. Om te vra, as dit U wil is, dat 'n arbeidsveld geopen word en gee my die geloofsoë om daardie geopende deur van die evangelie raak te sien. Geliefdes, as die arbeidsveld 'n uitdaging was, is daar beslis baie slimmer redenasies aangekweek om te sê, Here, stuur my, ek is U diensknegt, maak my gewillig en bereid om te leef na U wil. Dis die regte gesindheid, dis die regte gebed. Begin by jou eie huis. In die land wat die Here vir jou gee, Eksodus 20. Begin by jou huiswerker, jou tuinwerker, wat die Here oor jou gestel het, by jou besigheid. Begin by jou plaaswerker, begin by jou vriende, begin by jou familie. Begin by die arbeidsveld in Alberton waar die Here jou geplaas het, of rondom Johannesburg. Liefdes, die Satan, die wegverlokker, wil ons weglok om nie meer roepingsbewus te wees. Dat ons naderhand deel raak van die groot gepepel daar buite wat net vloei saam met die stroom. Wat jou gedagtes so weglok van die oop deure van die evangelie, dat ek die toedeure raak sien om te sê, ek het probeer. En dan basically stil staan en terugstaan. Om jou so weg te lok dat jy jou talente nie meer gebruik tot eer van die Here. Liefdes, daardie deur, die deur in jou eie lewe, is dalk vol spinnerakke. Dit laat ons dink aan die gelykenis van die talente in Matteus 25,
die een met die 5 talente, die een met die 2 talente, het albei daarmee gaan werk. Maar die een wat die 1 talent ontvang het dit gaan begrawe en die geld weggesteek. Liefdes, daardie gedagte, daardie spinnerak gedagte van 'n oop deur. Ek sien nie oop deur, maar ek gaan nie na die oop deur toe nie. Daardie gedagte. Toets jouself. Moenie toelaat dat jy weggelok word nie. Moenie toelaat dat jy jou talente onder 'n maatemmer gaan plaas en gaan begrawe nie. Die klein gemeente met sy klein krag Philadelphia is geprys deur die Here van die leerskare. Hy spreek lof oor hulle uit. En daarom sê hy in vers 8, al is julle 'n klein gemeente, al voel dit vir jou die gemeente gaan agteruit, al voel dit vir jou jy het min krag. Hoor wat sê hy vir hierdie gemeente, hy sê, jy het my woord bewaar en my nie verloon. Min krag, min aardse krag, min rekeningkrag, maar hulle geloofskrag was in die Here. En nie in eie krag nie, nie in eie waan nie, nie in grootheidswaan nie, nie in verwaandheid, maar in geloofskrag. En daarom spreek Christus, geliefdes, hierdie belofte in vers 9 uit. Hy sê, kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou liefgehad. Liefdes, wat se bibliografie is hierdie? Die Jode, op grond van hulle afkoms, het hulle gesê dat hulle is die volk van God. En hulle het beweer dat hulle op grond van hulle afkoms, hulle natuurlike afkoms, hulle bloedafkoms, die sleutel mag hê. Maar Christus sê in vers 7, nee, ek is die een met die sleutel. En nou kom Christus in hierdie klein gemeente wat in hierdie omstandighede leef, omdat die Jode in hulle self roem, word die rolle as het ware omgedraai. Die Jode het beweer dat hulle die volk van God is. Nou kom Christus en hy sê, hulle is die sinagoge van die Satan. Liefdes, wat 'n getuigskrif. Wat 'n skok moes dit nie gewees het vir hierdie Jode wat in die destydse Philadelphia geleef het, dat hulle is deel van die sinagoge van die Satan. Kerk, dit waarvoor Christus gesterf het, is nou die volk van God. Omdat die Joodse volk hom as Messias verwerp het, deur nie in hom te glo nie, is die deur toegemaak. En Christus sê vir hierdie Jode, wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, sê hy vir hulle, julle lieg. Julle is leenaars. Julle het my vervolg, julle het my gekruisig. En daarom maak ek die deur vir julle toe. En daardeur bewys hy aan hulle, dat hulle die eintlike sinagoge van die Satan is. Die goue draad is in al 7 gemeente, want hulle het die leuen geglo. Johannes 8. En dan kom Christus, geliefdes, en volg saam met my in die teks, kom hy en hy maak 'n verrassende aankondiging in vers 9. Hy sê, ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou liefgehad het. Hier praat hy van Philadelphia, sy kerk. En hierdie woorde van geliefdes moet ons verstaan van Christus in die agtergrond van Jesaja 60. En die seuns van hulle wat jou verdruk het, sal gebukkend na jou toe trek, en almal wat jou verag het, sal hulle neerbuig by jou voetsole. Ons weet dat Jesaja profeteer daar oor die heidene, wat voor die voete van die Jode kom neerbuig. Hulle sal erken dat die God van Israel die Here is en hom aanbid, en erken dat hy sy volk liefhet. En hier in Philadelphia sal die rolle omgekeer word. Die Jode sal nou kom, en voor die gemeente wat bestaan uit nie-Jode, neerbuig en erken dat hulle die ware volk van God is. Bedoelende, Christus bring die vyand van sy kerk tot inkeer, soos Paulus op die pad van Damaskus tot inkeer gekom het. Handelinge 9. Hy wat sy kerk vervolg het, sal tot bekering kom en sal die ware kerk vorm.
Liefdes, is dit nie maar wat met ons gebeur het deur God se genade. Die gemeente Philadelphia het die voorbeeld van opregte liefde om 'n Vader wat in die hemel is te vereer. Wat beteken dit vir ons? Wat beteken hierdie omgekeerde rolle van Philadelphia? Hier bewys Christus aan ons deur die voorbeeld van die Jode dat die rolle alleenlik omgekeer sal word in Christus. Hy is die sleutel om die hemelse koninkryk te kan ingaan of te kan toemaak. In die kerk leer ons van Christus deur die prediking, werk God deur sy gees en deur sy woord die geloof in iemand se hart, sodat ons sal glo dat hy die saligmaker. So dit wil sê, daar is geen saligheid buite die kerk van Christus nie. Dit sien ons hier by Philadelphia in die lig van die Jode. Hulle wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie. So wat sê Christus? Buite die kerk is daar nie saligheid. Want die kerk is die liggaam van Christus. Ja, hoe gebrekkig die kerk ook kan wees en hoe gebrekkig hierdie liggaam kan wees, hoeveel sonde daar in hierdie liggaam kan wees, is dit die weg wat Christus gebring het deur homself. Hoekom kan ons dit sê? Ons lees in Romeine 10 hierdie woorde, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Bedoelende die geloof kom van Christus deur sy woord en daardeur word ons gered deurdat die Heilige Gees in ons harte werk om te glo dat hy die Christus is. Vir die een wat dink of wat sê die kerk gaan my nie in die hemel kry nie, dit hoor ons baie keer. Kerk gaan my nie in die hemel kry nie. Wat soos die Jode verkeerdelik glo, sy rol sal omgekeer word deur Christus. Want hierdie rolle wat omgekeer word in vers 9, dat die Jode voor die gelowiges sal buig, is nie 'n mite. Dis nie 'n verskynsel. Liefdes is ook nie 'n klug. Dis die waarheid. Hier sê Christus dit self. Die saligheid is nie buite die kerk of buite die liggaam van Christus. Want Christus het vir sy kerk deur sy liggaam gesterf en met sy liggaam het hy vir sy liggaam betaal. Hoor die woorde van Johannes 3. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal. Ons sal erken, die wat tot inkeer kom, dat die kerk die voorwerp van Christus se liefde is, want hy daardeur betaal. Liefde, sommiges dink, dit sal eers by die wederkoms so wees, maar nee, Christus sê hier aan ons, alreeds in hierdie lewe, sal hulle dit erken, dat ek jou lief het, Jesaja 43. Weereens 'n deur, 'n geloofsdeur wat Christus vir die gelowiges open. Wat sê Matteus 5? Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. Matteus 5. Liefdes, Christus open daardie deur van die evangelie. As die gelowiges aan sy naam vashou, sy getuienis uitleef wat hy van ons vra, uit liefde vir hom standvastig bly, deur vervolging of deur spottery of wat ook al dit kan wees, sal die Here dit op een of ander wyse in 'n seën verander en nie in 'n klag. Hoekom? Liefdes, wanneer jy ly as gelowige, ly jy nie vir jouself. Jy doen dit ter wille van die naam van Jesus Christus. Jy sien vervolging dalk as 'n sware las, ja, dis nie lekker. Dis dalk 'n vernedering. Dalk 'n vernedering om gespot te word as gelowige, as Christus. Maar Christus het deur sy bespotting ander tot bekering laat kom. Kyk selfs na die kwaaddoener wat langs Jesus aan die kruis gehang het. Jou lyding en jou vervolging stuur 'n getuienis in hierdie lewe uit na die mense rondom jou. Jy ervaar of verstaan dit dalk nie. Maar Christus kom en hy sê, glo net in my. Glo net in my dat die deure wat ek vir jou gee om my evangelie te verkondig, gebruik daardie deur.
Stap daardie pad. Doen daardie getuienis. Bely die waarheid wat ek van jou vra, want jou lewe getuig van iets baie groter as waar jy dink jy staan. Jou lewe moet van God se liefde getuig. Ons ken die ou spreekwoord wat sê, woorde wek, maar voorbeeld trek. Dis wat Christus hiervan praat in die gemeente van Philadelphia. En daardie liefde, daardie Christusliefde, wys vir ons en die wêreld daar buite, wie is God? Dit is wat Philadelphia gedoen het. En ons wat hier in Alberton bly, en dalk in die buitewyke van Johannesburg, wat getuig jou lewe van? Getuig dit van God? Getuig dit van jouself? Liefdes, ons lewe in die lig van Philadelphia moet getuig van Christus. Is jy tot skaamte vir die om jou? Is jy dalk 'n struikelblok vir die om jou? Of is jy 'n seën vir die om jou? Is jy 'n getuigskrif van die om jou? Liefdes, die Here gebruik ons as sy kinders, as instrumente, om aan ander te wys, wie is hy? Pas op om jou lig so groot te laat skyn, dat ons die Here nie raak sien. Jou lewe het getuig van God. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg dat ons vanoggend in die kusyn van hierdie geopende deur van u woord kan staan. Dat ons kan terugkyk na ons eie lewe, terugkyk na ons persepsies, terugkyk na ons valse denke, maar dat ons ook vorentoe sal kyk deur u genade. Dat ons nie in daardie kusyn van ons lewe wat vol spinnerakke dalk is, sal vasgevang word nie. Maar dat ons vooruit kan stap, vooruit kan loop, die pad van u woord kan neem, soos u ook van ons vra. Here, u bepaal ons toekoms, u bepaal die geskiedenis, u bepaal ons lewe daar waar ons nou staan. Gee vir ons daardie geopende deure, maak ons harte sag, gee ons ontvanklike harte, dat wanneer ons daardie geopende deur neem, dat ons dit nie sal doen in vrees nie, dat ons dit nie sal doen in angs nie, maar sal doen in die liefde van u seun Jesus Christus, hy wat die sleutelmag dra, hy wat die sleutelmag is, dat ons daarin ons troos sal vind. Help ons daartoe, om Christus ontwille. Amen. Liefdes, ons sluit af weer eens vanuit die ou skrifruiming 43, waarvan vers 3 en 4, nuwe nomering 15-7.
Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here en gaan hierdie week in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen.